Die oorskot van 'n Gautengse sakeman wat byna 'n week vermis was, is in Mpumalanga gevind binne die ingewande van 'n krokodil. Die man het verdwyn nadat hy probeer het om 'n laagwaterbrug by Komati Poort in sy voertuig oor te steek, waarna hy weggespoel is. Die polisie moes die krokodil van kant maak om die oorskot te herwin en DNA-toetse sal nou bevestig of dit wel die vermiste sakeman is. Goeiedag almal, welkom by Nuuspot, dis Sondag 2 Mei 2026 en hier volg ons nuusbulletin. Ons beweeg nou na die Kaap waar sigbare patrollies in Kensington uitgevoer word na die dood van die vermeende bendeleier Igshaan Davids, ook bekend as Sani American. Davids is Saterdag oorlede nadat hy sowat 3 weke gelede in 'n skietery gewond is. Wyks raadslid Cheslin Steenberg het inwoners gemaan om kalm te bly en verdagte bedrywighede onmiddellik by die polisie aan te meld. In 'n ander berig beweer die egpaar Piet en Mel Viljoen vanuit hul tronkselle in die Verenigde State dat luukse goedere en diamante ter waarde van R340.000 sedert hulle arrestasie vermis geraak het, berig rapport vandag. Hulle blameer die polisie en die insleepdiens vir die verlies van items soos duur handsakke en die diamante. Die polisie ontken egter die beweringe en sê die inventaris wat by hulle arrestasie opgestel is, stem nie ooreen met die egpaar se eise nie. Die egpaar meen dat hulle binne die volgende 2 weke na Suid-Afrika teruggebring sal word. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het by Brasilië aangeklop vir raad om die back-and-closure krisis in Suid-Afrika te bekamp. 'n Groep dieregesondheidskenners sal binnekort na Brasilië reis om strategieë te bestudeer wat die land gehelp het om die siekte suksesvol uit te roei. Daar is ook ooreengekom dat Brasilië marktoegang vir Suid-Afrikaanse appels en sitrus sal bespoedig. 3 senior LP's van die Demokratiese Alliansie ding nou mee om die party se toppos in die parlement te vul, so berig verskeie Sondagkoerante vandag. Die pos is vakant sedert John Steenhuisen as partyleier vervang is deur Jordan Jaloos, wat nie self 'n setel in die parlement gaan opneem nie. Die verkiesing vir die nuwe parlementêre leier vind aanstaande donderdag plaas. AfriForum het van dese week beswaar aangeteken teen die Mangaung Metro se voorgestelde tariefverhogings vir die komende boekjaar. Die organisasie wys op grootskaalse waterverliese en swak infrastruktuur wat inwoners finansiëel straf vir die metro se wanbestuur. Hulle eis deursigtige bestuur voordat enige verdere verhogings toegestaan sal word. In internasionale nuus, president Donald Trump sê hy is ingelig oor 'n konsepooreenkoms met Iran, maar hy bly skepties oor die bewoording daarvan. Hy het terselfdertyd gewaarsku dat lugaanvalle hervat kan word indien Iran hom wangedra. Iran stel intussen voor om skeepvaart in die straat van Hormuz te heropen in ruil vir die opheffing van Amerikaanse blokkades. Die Duitse minister van Verdediging sê die beplande onttrekking van 5000 Amerikaanse troepe uit Duitsland moet Europa aanspoor om sy eie verdediging te versterk. Die Pentagon se aankondiging het egter kommer uitgelok by sommige senior Amerikaanse Republikeinse wetgewers wat meen dit kan afskrikking ondermyn. Die NAVO-alliansie werk nou saam met die Verenigde State om die besonderhede van hierdie besluit te verstaan. In Australië het 'n woedende skare buite 'n hospitaal betoog waar 'n man behandel is wat daarvan beskuldig word dat hy 'n 5-jarige meisie vermoor het. Die verdagte, Jefferson Lewis, is deur lede van die publiek aangerand voordat die polisie hom in hegtenis geneem het. Hy is intussen vir sy eie veiligheid per vliegtuig na Darwin verplaas waar hy aangekla sal word. In Mexico het 11 amptenare en politici in die spervuur beland nadat Amerika hulle van dwelmsmokkelary aangekla het. Gouverneur Ruben Rochamoya het sy onskuld verklaar, maar sal tydelik uit sy pos tree om homself teen beweringe te verdedig. Die Meksikaanse president Claudia Sheinbaum het beklemtoon dat enige verhore in Mexico moet plaasvind om die land se soewereiniteit te beskerm. Dis vandag se nuus net hier op Nuuspot, die tuiste van Afrikaanse stories agter die nuus. Jy moet 'n heerlike Sondag hê. En ons is môreoggend 6:00 weer op ons pos met stroom op ons daaglikse
nuus en aktualiteitsprogram met baie interessante gaste wat die oggend vir ons gaan inlig. Groetnis.